Om die bulle op loftes te stamp is altyd lekker. Daarom kon niks die glimlag van my gesig afvee, nadat die Stormers vroeg in Junie 2012 'n taai Super Rugby wedstryd in Pretoria gewen het nie eens 'n seer skouer nie. Ons voorspelers het 'n tawe game gehad teen die bulle se pak en ek self het net 50 minute gespeel weens my besering. Maar ons verdediging het gehou en danksy 'n laat 3 van Bryan Habana kon ons hom deurtrek. In die Stormers kleedkamer het dinge vrolik gegaan en toe raak dit nog lekkerder. Ons afrigter, Alistair Coetzee, het ons geluk gewens met die vasbyt wen. Toe maak hy keel skoon en sê: "Die volgende manne is vir die bokke gekies. Brian, John, 'n stilte en Eben. Springbokslotte mag seker nie huil nie. Ek het probeer om my trane te sluk sonder veel sukses. My spanmaats kon sien presies wat dit vir my beteken. Ek is van alle kante omhels en geluk gewens. Toe ek baie klein was, het ek 'n lys doelwitte met kruit teen my kamer deurgeskryf. Een daarvan was om 'n springbok te word. Daardie kinderdrome het skielik waar geword. Geen wonder die trane het gerol nie. As laaitie het dit vir my gevoel of ek een van die grootste springbok ondersteuners in die land was. As jy daai tyd vir die bokke uitgedraf het jy foto waarskynlik teen my kamermuur gepryk. Wanneer pa die huisgenoot gekoop het, het hy my gewaarsku: "Jy beter nie iets uitskeer voordat ek klaar is nie. Anders is daar moeilikheid." Indien die middelblad 'n foto van een van my Springbokhelde was, kon ek nie wag dat hy klaar maak sodat ek dit langs die ander foto's kon opplak nie. 'n Foto van Bobby Skinstad het 'n ereplek teen my muur gehad en die enigste oorseese speler wat ooit 'n beurt gekry het, was die All Blacks stoomtrein Jonah Lomu. Laat ek 'n klein geheimpie vertel. Wanneer ek Jonah Lomu rugby op PlayStation gespeel het, moes ek Nieu-Seeland wees, want sy mannetjie was 2 keer so groot soos die res en feitelik onmoontlik om plat te duik. Baie realisties dus. Ek was net 3 jaar oud toe die 1995 Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika gespeel is. Te jonk om te onthou hoe Lomu amok gemaak het. Ek het wel later na video's gekyk van hoe die reusevleuel vir My Cat en die res van die Engelse span platloop. En natuurlik na video's van die Springbokke se roemryke oorwinning oor die All Blacks in die eindstryd, met oud-president Nelson Mandela wat in 'n nommer 6 stry die trofee aan François Pienaar oorhandig het. Teen die tyd dat die 1999 Wêreldbeker aangebreek het, was ek wel oud genoeg om die aksie te volg. As 7-jarige was ek 'n klaar 'n massiewe rugbyfan. Ek onthou Lomu se stoom roller 3 in die halfeindstryd soos gister. 'n Stuk of 7 Franse verdedigers kon hom nie plat trek nie. Die groot atletiese man was sommer vir die pret behoor sy opponente hardloop, het my jong verbeelding aangegryp. Op 'n kampterrein in Robertson het ek gekyk hoe die boklooskakel Janie de Beer 'n verstommende 5 skepdoele deur die pale jaag in die kwart eindstryd teen Engeland. Ek het gedink de Beer is 'n superheld. Ongelukkig is my helderste herinneringe aan daardie 1999 toernooi, ons halfeindstryd teen Australië, toe Steven Lacombe, wat byna nooit geskepskop het nie, in die doodsnikke 'n skepdoel van bykans 45 meter oorgesit het. Die een oomblik het ek in my verbeelding gesien hoe die Springbokke die Wêreldbeker omhoog hou en die volgende oomblik was ek in sak en as. In die vroeë 2000s, toe die Nieu-Seelandse agterlynmanne soos Lomu, Christian Cullen, Tano Manga en Justin Marshall ingesluit het ek en my ouma altyd gestry wanneer hulle teen die bokke gespeel. Sy was oortuig dat die All Blacks elke wedstryd wat hulle speel sou wen, ook teen ons. En ek het gesê, ouma, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ons is beter as hulle en jy moet die bokke ondersteun. Ouma was baie keer reg. In daardie jare was die All Blacks 'n ongelooflike span, net soos hulle vandag nog is. Natuurlik het ek nooit opgehou om vir die bokke te skree nie, selfs nie toe Engeland ons in 2002 op Twickenham met 50 punte vermorsel het nie. Min of meer daardie tyd het ma my na Kanaalhoek winkelsentrum in Kaapstad geneem, waar 'n paar bokke handtekeninge uitgedeel het. Ek het ure lank ongeduldig in die tou gestaan, voordat ek die handtekeninge van my helde kon kry. Ek onthou spesifiek hoe beïndruk ek met die grootte van die haker, Lucas van Biljon was. Daardie dag was ek in die 7de hemel. My eie rugbyloopbaan het braaf beskeie begin. Ek was beslis nie een van daai wonderkinders wat al op 14 'n stoppelbaard het en 'n jaar later vir die skool se eerste span uitdraf nie. Om die waarheid te sê, het ek nog op 19 melkbaard gedra. Ek kon nie eens hoërskool Tygerberg se onder 16 aanspan haal nie.